Afrikaans is 'n wonderlike taal. Nou in Afrikaans sal ons vra, wat maak jy? En sê nee, ek het vroeg opgestaan, ek maak koffie, lees Bybel, ek maak nou 'n video, wat ek glo die Here vanmôre net in my hart gepraat het. As jy vra, wat gaan jy maak vandag? Dan sê ek gaan saam met iemand na 'n ander dorp toe ry en ek gaan die hele dag uit wees. Of jy sal vra, wat het jy daar gemaak, jy weet? Dis eintlik wat het jy gedoen? Maar dink 'n oomblik daaraan, ons kan vra, wat het jy gemaak? Wat maak jy? Wat gaan jy maak? En dis soos, wat doen jy? Sal seker reg wees. Ons Afrikaanse taal is so ryk. Maar ek dink daar's 'n ou in die Bybel wat hulle ook kon gevra het, in Lukas 19, Saggeus. Saggeus was 'n kort mannetjie geweest, maar hy was 'n ryk man geweest, bekend. Hulle die Fariseërs het gesê, hy's 'n tollenaar. Nou beloof ek jou, as hy ryk ou was en gepaard en alles, hy het genoeg vriende gehad. Nie daaroor bekommerd wees nie. Maar Jesus loop in die stad in Jerigo, en dan wil Saggeus Jesus sien, en dan doen hy iets. Hy klim in 'n boom, en ek dink ou kon daar gaan staan en vra, wat maak jy? Wat maak jy daar in die boom? En sê, ek wil Jesus sien. Toe Jesus daar kom staan, vra nie, ja Saggeus, wat maak jy met jou lewe? Wat doen jy? Jesus kom en hy sê, Saggeus, vandag moet ek nog in jou huis kom. Dadelik klim hy af, is daar in die huise. Die Fariseërs vra, Jesus, wat maak jy by daai sondaar? Kan jy glo? Ek wonder wat maak hy daarso? Hy moet nie daar wees nie. Maar dan sê Jesus, ek het juis vir die verlorenes gekom. En Saggeus, Jesus sê niks van Saggeus nie. Maar Saggeus sê dadelik, Here, gaan die helfte van my besittings weggee, en as ek iets afgepers het, gaan ek dit teruggee, 4 dubbel keer teruggee, en dan sê die Here, daar het redding in sy huis gekom. Nou as jy na hierdie gedeelte kyk, gaan dit nie oor Saggeus se geld nie, gaan oor Saggeus se hart. Wat maak hy? Hy sê, ek wil Jesus sien. En dan klim hy in 'n boom, hy doen moeite om Jesus te sien. Dan sê Jesus, ek moet vandag in jou huis. Hy klim af en hy nooi Jesus in sy huis in. Wat maak jy? Ek nooi Jesus in my huis in. Nou vra ek vir jou, wat maak jy? Wat het jy gemaak? Wat gaan jy maak? Nee, ek weet nie. Ons is maar besig met die lewe, is maar dieselfde ding oor en oor. Nou wil jy nie Jesus in jou huis innooi nie, in jou lewe innooi. En sê Jesus, kom in my lewe in. Ja, kom leef jy in my lewe. Dat ek bewus is, jy is naby my. Dit help nie, nooi die Here in jou lewe in en jy gaan maar net aan met jou lewe nie. Sy lewe het dramaties verander. As die Here in jou huis kom, verander jou lewe. Sonder dat Jesus 'n woord sê. In die teenwoordigheid van God verander jou lewe. En jou lewe moet ook verander. Baie mense soek verandering in hulle lewe. Sê is dieselfde ding maar oor en oor. Wat maak ek? Maar dieselfde as gister. Ek doen maar dieselfde ding. Maar nooi die Jesus in jou lewe, dan sien jy verander jou lewe. Dan beteken dit, Here, kom ek vat God se woord en ek nooi dit in. Kom ek gaan kerk toe, ek nooi Jesus in my lewe in. Kom ek begin die Here te loof en prys. Ek nooi hom in my lewe in. Ek stop en ek vra eers die Here, wat wil jy moet ek doen? Here, wat sê jy is belangrik? Wat maak jy? Ek luister na die stem van die Here. Dis wat ek doen. Wat maak jy? So ek vra, gaan jy die Here in jou huis toelaat? Dat hy deel van jou huis is. Die hartseer is, ons nooi baie keer verkeerde vriende, verkeerde goed, verkeerde dinge in ons huis in ons hart in. En dan kan ons verstaan hoekom goed verkeerd loop in ons lewe nie. Dan kan ons dit net nie verstaan en dan wil ons met die Here beklei. Here, maar hoekom doen jy dit? Sê Here wat dit gedoen het, dis jy wat verkeerde goed gedoen het. Dis jy wat verkeerde mense in jou lewe ingenooi het. Vra ek jou, nooi Jesus in jou lewe. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.